Kom ons praat 'n bietjie oor om 'n Christenwerker te wees. Ek wil jou help om jou bediening te ontwikkel. In 1 Korintiërs 12 vers 27 staan daar: Julle is die liggaam van Christus en afsonderlik is elkeen 'n lid daarvan. Per definisie beteken dit van ons is hande, voete, tonge, monde, oë, ore, knieë, skouers en ons het elkeen 'n spesifieke doel en plek in die koninkryk van die Here. Maar, en hierdie is belangrik, voordat jy begin om te werk vir die Here, wil ek hê jy moet hier mooi luister. Ek moet eers 'n kind van die Here wees, voor ek die werk van die Here doen. Hoor mooi, ek moet eers 'n kind van die Here wees, voor ek die werk van die Here doen. Nou jy dink, maar Johan, wat sê jy nou eintlik? Jy sê presies wat ons weet, maar ek wil hê jy moet jou fokus op wees sit. Ek moet 'n kind van die Here wees. Dis waar my bron is, in Jesus. Nie in die werk wat ek doen nie. My fokus is altyd om 'n kind van die Here te wees. Ek doen wat ek doen, omdat ek is wie ek is. Ek doen nie wat ek doen en daarom is ek wie ek is nie. En daarom moet wees altyd kom voordoen. Ek moet eers 'n kind van die Here wees, dis eerste wie ek is, en omdat ek 'n kind van die Here is, kan ek die werk van die Here doen. So, hoe laat ek die wees kom voordoen? Want baie keer begin my fokus so op die doen word, dat ek vergeet om 'n kind van die Here te wees. Ek is lief vir die Here, maar eintlik is ek besig om uit te brand. Ek is eintlik besig om moeg te raak, omdat ek meer fokus op die doen as op die wees. Hoe doen ek dit? Ek wil 'n bietjie met jou daaroor gesels. Psalm 123 vers 2 sê die psalmis, soos die oë van die slaaf gerig is op die hand van sy eienaar, so is die oë van 'n slavin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oë gerig op die Here. Nou, hier is belangrik om te weet, die slaaf kyk na sy eienaar, en as die eienaar sy hand beweeg, dan reageer hy. En net so moet my en jou oë op die Here Jesus wees, en ons moet op hom wag, en ons moet verstaan, my werk wat ek doen ek nie eerstens vir mense nie, ek doen dit eerstens vir die Here. Nou, daar's 'n ander aspek hier, en dit is nederigheid. In Romeine 12 vers 3 sê dit baie duidelik, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. En ek dink baie keer oorskat ons of onderskat ons die waarde wat ons toevoeg. En ons dink baie keer meer van onsself as wat ons behoort, of heeltemal te min. Nou, C.S. Lewis het baie mooi oor nederigheid geskryf. Hy het gesê, nederigheid is nie om minder van myself te dink nie. Nederigheid is om nie aan myself te dink nie. Kom ek herhaal dit. Nederigheid is nie om minder van myself te dink nie, dis om minder aan myself te dink. En hierdie is belangrik, veral wanneer dit kom by betrokkenheid en wanneer dit kom by die bediening. Nou, daar's 4 voordele daarvan om nederig te wees wanneer dit kom by die werk van die Here. Nommer 1 is ek beleef die Here se goedheid. Ek word as te ware 'n kanaal van die Here se seën. Spreuke 3 vers 34 sê, met hooghartige spotters dryf hy die spot, maar hy is goed vir die wat beskei is. Wanneer ek en jy nederig is, beleef ons die Here se goedheid, en dan het ons goedheid om oor te gee vir ander mense. Die tweede belangrike voordeel is, die Here gee hulle wysheid. In Spreuke 11 vers 2 sê dit, selfverheffing bring vernedering, maar wie nederig is, het wysheid. Die Here gee vir ons sy wysheid, wanneer ons besef, ons krag is in hom en nie in onsself nie. Dit gaan oor die Here Jesus, dit gaan nie oor ons nie. En die derde groot voordeel van nederigheid is, die Here gee hulle eer. Spreuke 18 vers 12 sê, op selfverheffing volg ineenstorting, maar op nederigheid eer. Nou, dink 'n bietjie hieroor. Wanneer ek nederig is, gee die Here my eer. Dit klink so half en half asof dit teenoorgesteldes is. Maar wanneer ons nederig is en vir ons gaan dit oor die Here Jesus, dan kan die Here ons optel, want dan kan ander mense na ons kyk en nie ons sien nie, maar die Here Jesus sien. So dis hoekom die Here ons dan eer gee. En nommer 4 is, die Here gee hulle aansien, en dis natuurlik die volgende deel, Spreuke 4 vers 8. Slaan dit hoog aan, dan sal dit aan jou aansien gee. Dis nou natuurlik nederigheid. Dit sal van 'n man van betekenis maak as jy dit vasgryp. En hierdie is belangrik, dat ek en jy, wanneer ons in die Here is, dan gee hy ons aansien, nie vir onsself nie, maar vir die koninkryk van die Here. Nou oké, punt nommer 2 in jou handleiding, sê jy sien, daar staan, dat ek en jy moet ons vermoëns vir die Here gee. Dit wat ek het, dit wat ek kan doen, dit wat ek oor die jare opgebou het, wat ek vaardig is om te doen, dit moet ek en jy vir die Here gee. 1 Korintiërs 7 vers 7 sê, elkeen van ons het verskillende vermoëns van hom gekry. Natuurlik het ons verskillende gawes gekry, ons het verskillende talente gekry, maar die klem hier, voordat ek in diens van die Here wil gaan staan, moet ek eers 'n kind van die Here wees. Ek moet nederig wees, ek moet by die voete van die Here wees. Ek moet as te ware al hierdie goeders eers vir die Here gee en sê, Here, ek wil net in U teenwoordigheid wees. Eers dan kan ek my werk
vir die Here doen. En dis belangrik. Wees liewer swak in die Here, sodat hy kan sterk wees deur jou. Dis wat Paulus beskryf in 2 Korintiërs 12 vers 9. My krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is, het die Here vir Paulus gesê. Dit is wanneer ek en jy swak is en ons besef, ons moenie in ons eie krag goed begin doen nie. Ons moenie net gaan werk nie. Ons moet by die Here se voete sit, sodat hy vir ons kan bekwaam en dat hy vir ons kan bemagtig. Okay, nommer 3 in jou handleiding. Ek moet my aandag vestig om 'n kind van die Here te wees. Nou julle kan hoor, ons is besig om hierdie ding uit te pak en dit is baie belangrik. In 1 Samuel 15 vers 22 staan daar: gehoorsaamheid is beter as offerande. Om te luister is beter as die vet van ramme. En die Here wil hê ek en jy moet gehoorsaam wees aan hom. Ons moet luister na hom en ek en jy moet ons aandag fokus wanneer dit kom by die werk van die Here. Natuurlik, hierdie hele studie, hele 301 gaan oor om vir die Here te werk. En nou sê ek ons moenie vir die Here werk nie. Dis nie wat ek sê nie. Ek sê net, ons moet net hier reg wees. Ons moet ons prioriteit reg kry. In jou handleiding sê jy sien, ons 'n groot waarskuwing en ek wil hê jy moet jou naam inskryf. Dit is die ding. Jy sal nooit genoeg kan doen in die koninkryk nie. En daarom wil ek hê jy moet jou hart instel en jou verwagting instel om te sê, ek gaan net doen dit wat ek weet die Here van my verwag. Daar's 3 probleme in my lewe wanneer dit kom by wanneer ek die werk van die Here doen sonder om te fokus om 'n kind van die Here te wees. En dit is baie keer raak ek moeg en dan raak die gras vir my groener aan die ander kant. En dit maak dat ek negatief raak. Dit maak dat ek nie meer lus het vir die werk van die Here nie. En dit is dalk waar jy is. Jy was dalk in 'n gemeente, dalk op 'n plek wat jy so gewerk het dat jy eintlik moeg geraak het en nie meer lus het vir die werk van die Here nie. En dis wanneer die werk doen belangriker is as om 'n kind van die Here te wees. Jy kan nog 'n probleem wat dit kan veroorsaak is dit kan voel jy is nie die regte persoon nie. Jy sal nooit die regte persoon wees nie en jy voel oorweldig. Dis nog 'n nadeel van wanneer ek fokus op die werk doen meer as om 'n kind van die Here te wees. En dan nog 'n probleem is jy probeer almal tevrede stel. Ek kan dit nie doen nie want ek gaan mense seermaak of ek gaan mense teleurstel. Natuurlik, daar is 'n verantwoordelikheid wanneer ek gesê het ek sal iets doen, dan moet ek dit doen. Maar ek moet liewer minder doen oor tyd en dit met hoër gehalte doen omdat ek vas is in die Here. As wat ek 'n klomp goed probeer doen, maar dit brand my uit. So oorweeg hierdie goeters waar ons nou gepraat het wanneer dit kom by Christen werker dat ek eers 'n kind van die Here sal wees voor ek die werk van die Here doen.